As ek jou vra vandag, wat doen Sora? Gaan jy vir my sê, Sora is iets wat reinig is, iets wat skoon maak. Sora is iets wat borrelend is. En as ons vandag gaan kyk na liefde, en ons gaan vandag praat oor die liefde van Eros, nou, is die liefde wat jy vir iemand na in jou het, iemand waarmee jy getrou het. En dis waaroor ons vandag gaan. En ek wil dit vandag so 'n bietjie inbring, en ek wil hê ons moet mooi luister daarna. Eerste moet ons weet, sonder God kan ons nie lief hê nie, né? Maar nou vandag vier ons Valentynsdag en ons sê nee, ons het Eros liefde. Ons het liefde vir iemand na aan ons, wat ons 'n pad saam stap. Nou hierdie akroniem Sora beteken, die S beteken seën. Nou, as ons mekaar seën, wat beteken dit? Ons kry baie keer in krans mense, dan sê hulle, pastoor, bid net vir ons, bid net vir my man, of bid net vir my vrou. Julle weet dit mos, né? Nou hierdie Sora waarvoor ek vandag gaan praat, beteken dat die woordjie S beteken seën. Dit beteken dat ons mekaar kan seën by die Here sonder 'n gebed van 'n pastoor. En dit is iets wat ons moet aanleer. Ons moet leer om mekaar te seën. Ons moet leer om vir mekaar te bid. En jy met God se seëninge oor mekaar afbid. En baie keer dan kry ek mense sê vir my, ja, weet jy wat, so, die dag toe ek my man ontmoet het, toe ek my vrou ontmoet het, hy het die deur oopgemaak, hy was 'n gentleman, nou is hy 'n vark, jy weet, nou is hy 'n vark, die vrouens is rof, hulle sê net wat het moet wees. En ons vraag van die eerste vraag wat ek hulle altyd vra, ek sê, bid julle saam? 99,9% sê nee, ons bid nie saam. Ons bid nie saam. 99%. Mense het nie meer die vertroue om saam te bid, want hulle worry oor, hoe gaan die ander een bid, hoe gaan die een bid, kan hierdie een bid, kan nou een bid. Ek wil vanmôre vir jou sê, alles begin by gebed. Ons moet God se seëninge oor mekaar afbid. Dit is so belangrik om vir mekaar te bid. Soos met God se seëninge oor mekaar afbid. O is opbou. Wat beteken opbou? Opbou beteken om mekaar te motiveer. Beteken deur woorde mekaar op te bou. Jy moet mekaar opbou deur woorde. Is dit nie so nie? Woorde bou op. Weet jy hoe lekker is dit as jy hoor, weet jy wat, ek is so lief vir jou. En dankie vir dit wat jy vandag vir my gedoen het. Of, weet jy wat, jy is die beste man, jy is die beste vrou, jy lyk mooi vandag, of al hierdie ding, is alles deur woorde. Ek sê altyd vir hulle, dis die maak of breek. Jy maak 'n persoon of jy breek 'n persoon deur woorde. En ons wat die liefde van die Here in ons het, en die Here sê, dat elkeen van julle is kosbaar, en hy sê, weet jy wat, nie een van julle is 'n weeskind nie, weet jy, julle is 'n erfgenaam, julle is 'n koningskind, jy dra die autoriteit van Here Jesus Christus binne in jou, en elkeen van julle wat vanmôre hier sit, is geskape na God se ewenaar. Daar's nie 'n lelike een vanmôre, en 'n Marian en 'n groot hierdie fisies almal. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, jy is kosbaar vanmôre. Jy is kosbaar vir die Here. En sien julle in die Here 'n paar woorde wat ek nou gespreek het. Het julle nou gevoel julle is kosbaar? En jy is belangrik. Ja, jy het, want dit is woorde. En dis wat ek vanmôre vir elkeen van julle wil sê, daai woorde is baie belangrik elke dag om mekaar op te bou. En dan die akroniem D staan vir deel. Wat beteken deel? Deel is om saam te doen. Saam deel in mekaar se lewe te hê, saam te doen. Liefde beteken dat ons deel moet hê in mekaar se lewe. Die liefde bedek alles. En die A is aanraking. Aanraking beteken daai drukkie.
in die môre. Dit beteken daai drukkie wat jy vir iemand gee om te bewys jy is lief vir daai persoon. En ek weet baie keer is die lewe baie woelig, is kinders in die môre en is al hierdie dinge en al hierdie goede. En dan daar nie altyd kans om liefde te bewys nie. Maar dit is so belangrik. Maak nie saak waar jy is nie, ek sal handjies vashou. Maak nie saak waar ek is nie, ek sal my vrou 'n drukkie gee. Dit maak nie saak waardeur ons gaan nie. Ek gaan altyd vir almal wys ek is lief vir hulle. En dit is nie om net te bewys om voor te gee nie. Daai aanraking beteken, dis om net te sê, hoor hierso, jy's in daai inner space van my en ek is lief vir jou. Dat jy altyd moet onthou Sora. S is seën. Ja. O is opbou. D is deel en A is aanraking.